Hallo vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my ou vroutjie se episode. Groei saam. Vriende, net om vir julle so kort inhulding te gee gou-gou. Ek weet nie wie van julle volg die CP van ons nie, maar ons is nou daar waar Eldino uiteindelik gesien het wat haar probleme, haar struikelblokke en haar verslawings is. So ek het nou met haar al 'n bietjie gesels oor verbetering en hoe om dit te oorkom en waar is jou hulpbronne, waar kom jou hulp vandaan? Natuurlik of jy gereed is vir wanneer Jesus kom. En ja, ons het geraak aan die wegraping, maar ek glo nie dit gaan net oor die wegraping nie. Dis nie iets waarvoor 'n ou moet wag nie, want die dood kan enige tyd aan enige iemand se deur kom klop. En ons weet ons dood het nie 'n ouderdomslimiet nie. Hy kom onverwags. So is jy dan gereed vir wanneer Jesus jou kom haal? So ja, dis net 'n kort inleiding. So ons gaan nou net nog 'n bietjie verder met hulpmiddels. Kan 'n ouma stel, vir Eldien om verseker te weet sy is reg vir wanneer Jesus haar kom haal of wanneer haar tyd op aarde verby is. En ook so ons elke een. So ja, kom ons vat dit weer aan. En ja, ons groei saam. Maar net voor ons begin, kom ons begin dit op die regte manier. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons het om weer saam om u woord te kan kuier. Here, wil u ons help om beter te verstaan, om te regtig te kan groei in ons gees. En ja, Here, laat ons sal luister. Maar die Gees vir ons wil sê, Vader, aan u behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag. Ons sê vir u dankie. Dankie vir u seun wat u gestuur het om ons te kom red. Ons loof u daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen. Amen. Daar sy vriende. So, kom ons groei. Hey. Hallo Chris. Hallo Eldientjie. Hoe gaan dit vandag met jou? Ag, jy weet mos geseënd, maar dankie dat jy die tyd weer afgestaan het om weer met my te kom gesels. Want ons weet mos nou, ons het nie regtig klaar gepraat nie. Yes, Eldientjie, gaan sit jy. Ek gaan gou vir ons koffie maak. Ek sal vir jou 'n bietjie koffie maak. Dankie Chris, dalk het ek dit dalk nodig vandag. Ag nee man, nie so drasties wees. Relax, ontspan jou kyk te man. Bewe. Ou op bewe hoor, dit is nie eens winter nie en jy bewe. Moet jy 'n baadjie? Ek koud. Ek kan nie koud Ek gaan vir jou 'n warm koppie koffie maak. Dankie. Hou net vas. Ja, dink jy weet jy ek is so trots op jou. Die afgelope 2 weke wat ons nou al hierdie pad gestap het, né? Kan ek regtig sien jy probeer regtig hard om 'n verskil in jou lewe te maak en om aan jou verslawing te werk en actually net die Heilige Gees toe te laat om in jou te werk. Weet jy, dit is nie 'n maklike pad nie. Want ons almal weet ons maar van die struikelblokke wat daar is. En ja, ek wil jou net weer eens daaraan herinner, né? Onthou net, die vyand ken jou volle potensiaal. God ken jou volle potensiaal. Maar die vyand wil nie hê dat jy dit moet weet nie. Hy wil nie hê jy moet daar uitkom nie. Hy gaan alles gebruik wat hy het om te verhoed dat enige een van ons ware potensiaal kan gaan uitleef en kan bereik. Want hy wil dit nie hê nie. Jy sien, vandag gaan ons 'n bietjie gesels, né? Oor oorwinning, volharding en hoe jy regtig jou lampie kan volhou, vol olie, sodat jy nie hoef te gaan leen by iemand. En dat jy ook nie weer terugval nie. So, Eldientjie, kan ons vandag die pad van gereedheid saam afrond? Ja Chris, ek voel ek is meer bewus van my swakhede en my behoeftes, my verslawing en my behoefte aan die Here. En ek wil nie langer wag nie en ek wil regmaak vir elke moontlike dag wat ek kan kom. Ek moet seker maak ek is gereed om alles wat ek geleer het in aksie te bring. Ek moet regtig hard werk om heeltemal van hierdie bagges in my lewe ontslae te raak. Eldientjie,
dis goeie nuus. Weet jy, ek wil gou begin om vir jou 'n straaltjie te vertel, né? Verskoon tog. Daar was eens 'n jong vrou wat 'n klein lamp besit het. Net soos in Matteus 25 van 1 tot 13 het ons lees. Sien sy die lamp begin vul met olie, maar elke keer as sy dink sy het nog tyd, het sy uitgestel. Een nag het sy die nagklok gehoor. Die bruidegom kom, maar sommige van haar vriende se lampe was leeg. Sien sy het vinnig probeer vul, maar dit was te laat. Die lamp wat vol olie was, het gelaat dat sy die bruidegom kon ontmoet en die feestelike deel kon wees. Terwyl diegene wat uitgestel het buite gelaat is. Sien Eldien, hierdie straaltjie wys vir ons dat gereedheid nie iets is wat ons vir môre kan uitstel nie. Elke dag tel en elke oomblik is belangrik. En weet jy, as ek dit so kan stel vir mans wat in die weermag dalk was, as jy daar op die grens gelê het, jy was gereed. Jy was 24 uur gereed, jou wapen was skoon, ammunisie was gelaai, vuurwapen was reg om te gaan. Jy is gereed. Jy kan nie daar op die grenslyn lê en dan jou vuurwapen of jou magasyn met jou ammunisie en goeders lê in die bungalow. Dit help jou niks. Jy moet gereed wees. Gereed vir die oorlog. Gereed vir wanneer Jesus kom. Jy kan nie uitstel nie. Jy kan nie sê, ag, weet jy, die vyand gaan mos uit die vanaand kom en so. Ek gaan nie met al hierdie bagasie saam met my gaan. Wat jy gaan, jy weet nie. Jy weet nie wat daar vir jou lê en wag nie. Net so ook. Moet jy daardie olielampie soos die 5 wyse maagde gebruik. Hou hom vol. Nie half nie. Nie 3/4 nie. Maar vol. Sure. So jy sien, Eldie, die pad wat ons nog gaan stap, glo ek, vertrou ek dat die Here jou so sal vul met die Heilige Gees, dat daar nie meer sal plek wees vir onsekerheid, verslawing, hartseer, kwaad, al die goed wat die vyand so like om uit te deel nie. Daar nie meer plek van dit gewees nie. Al waarvoor daar gaan plek wees is vir vreugde en vrede en liefde en daardie mooi goed, die vrug van die Gees. So ons gaan regtig daaraan bou. En ja, daardeur gaan jy en kan jy jou olielampie vol. Dankie Chris, daar is regtig pragtige bemoedigende woorde. Ek dink ek het nodig gehad om dit te hoor. En dankie dat jy hierdie pad saam met my stap, want dis nie 'n maklike pad nie. Nou, eintlik het jy nodig gehad om 'n pak slaag 'n jaar terug te gekry, maar ons sal dit maar los. Dis is daai prentjie wat jy altyd stuur met die mannetjie met die sweep. As ek iets verkeerd gedoen het. Dis 'n beld. Is dit 'n beld? Dis 'n beld. Hy lyk intimiderend. Ja, maar my mentor het ook vir my gesê ek moet 'n bietjie aan my stem toon en al daai goeders werk, so ek werk ook daaraan. Daai is my iets wat moeilik is. Ja nee, ek weet jy hou van skree. Kan ons een of ander tyd daaroor gesels en kan jy my help met dit ook? Die hele ding is nie, jy moet jou volume knoppie kry. Maar ek weet hoe nie. Ek ook nie. Dis ook maar 'n vraag of jy my kan help met een of ander tyd. Ek dink die remote wat ek vir daai volume het, nee, se batterye is pap en ek weet nie waar om anders te kry nie. Dit is lekker om jou te sien lag. Ja, nee. Ja. So Eldien. Ja. Hoe kan jy verantwoordelikheid neem vir jou eie gereedheid sonder om in skuld of selfveroordeling te val? Wel Chris, ek kan eerlik erken waar ek fout gaan, wat ek verkeerd doen en alles, maar nie in skuld vassit nie. Ek kan regmaak wat moontlik is en aan die Here oorlaat dat ek nie kan verander nie. En ek werk nog aan my eie mind om dinge aan die Here oor te laat, maar ek probeer en ek probeer my dan weer self in te gryp en dit dan net weer op te tel nie. Ek wou nog 'n video gekyk het hierdie week van daai Pilgrim's Journey
wat ek nog nie weer gekyk het nie. Ek wou dit so graag gekyk het, want daai is dalk iets wat my kan, as mens daarna kyk, kan help om my laste vir God te gee. Dat ek dit nie saam met my dra die hele tyd het. Ja, natuurlijk. Neem Jesus se kruis op. Hy is lig. Ja. Hy is nie so swaar nie. En dan kan ek elke dag 'n nuwe begin hê en ek kan net op God vertrou. Ek kan prakties planne maak om ander te betrek vir ondersteuning, soos vir jou en my vriendinne, maar my vriendinne wat in die Here glo. Onthou net wat ek vir jou gesê het laasweek toe ons gesels het, né? Wat's dit? Pas op met wie jy jou persoonlike goedjies steel. Want jy weet nie waar loop die wolwe rond nie. Ja. En dan het ek 'n erger probleem as wat ek nou het. Verseker. So Eldientjie. Sê vir my 'n bietjie, watter gewoontes kan jy bou om jou geestelike lampie altyd vol olie te hou, selfs in moeilike tye? Kan ek jou gou net ook ietsie vertel? Ja. Wanneer dit goed gaan met 'n mens, en ons mense is ons maar so, wanneer dit goed gaan met jou, het ons 'n geneigtheid om weg te dwaal van die Here af. Want dan het jy hom ons nou nie meer so nodig nie, want alles gaan ons nou honkie-dorie. Alles gaan ons nou lekker. Maar dan is dit waar die mens die grootste fout van sy lewe maak. Want eintlik moet jy daardie tyd dan gebruik om meer van God te leer, om hom meer te loof en te prys, om jou gees meer te vul wanneer dit goed gaan en nie God te vergeet nie. Dan maak jy eintlik vir jou reserves bymekaar vir wanneer dit sleg gaan. Want dan wanneer dit sleg gaan, het jy genoeg reserves om deur daai sleg te beweeg saam met die Here. Want ek genoeg olie in my lamp. Korrek. Okay, so dis wat dit beteken van olie in my lamp te hê. So, ek kan daagliks bid en Bybel lees en Chris, baie dankie. Ek het gister ons Bybelstudie bygewoon soos jy gesê het ek moet. Dit was regtig lekker geweest om te praat van God se toorn en alles en dit my net meer dat besef dat God in enige tyd kom en ons het nog nie sy toorn ervaar nie. Ons het nog glad nie dit ervaar nie. Ja, glo vir my Eldien, ek wil dit nie ervaar nie. Ek wil nie daar wees nie, ek wil glad nie. Dan wil ek eerder nie eers bestaan gewees, dan wil ek eers gebore gewees. Ja. So die Bybelstudie was vir my baie lekker en het my oë oopgemaak vir 'n paar dingetjies. Jy sien jy, dis lekker om saam te gesels, né? Ja, ek het dit actually geniet en ek kon darm van die vrae antwoord. Dit was nie vir my te moeilik geweest nie. Ek het klipnotes ergens gehad. Ja, die Bybel. Pragtig. Die Bybel. So ja, so om dan deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Sien, daar's nou gelowiges gewees. Ja. Met enige een op daai platform nie, kan jy gaan deel as jy struikel of jy val of as jy vassit. Ja, ek het dit regtig geniet. En ek het gemaklik gevoel daar. Ek het nie gevoel ek hoort nie daar nie. Ek het dit actually regtig geniet. So ek sê vir jou baie dankie dat jy my genooi het en dat jy vir my die link gestuur het. Dankie dat jy gekom het. Ja. Ek het opgedaag, nê? Jy het opgedaag en jy's gevul. Ja. Ja. So was nou maar net jammer dat ons hoofpastoor nie daar was nie. Prof Aubrey, weet jy, hy is so 'n aangename mensie. En hy het ook so baie insig oor wat hy kan deel en wat hy kan vertel. So volgende week dan kan ek weer inskakel want het jy nie gesê hy het 'n doop gehad of iets nie? Ek weet nie wat dit die man nie, hy het baie goeders. Ja, in 'n geval, want ek sal graag wil sien hoe lyk hy. Ek het al met hom gepraat. Hy lyk soos 'n gewone mens. 2 ore, neus, 2 oë, 'n mond, lippe, hare. Nee, ek weet. Maar dis hoe hy lyk. Ek wil net graag sien hoe lyk hy. Maar weet jy as jy op ons webwerf gaan kyk, né? Ja. Dan sal jy sien hoe hy lyk. Dit sit in die JCR Administration. Yes. Okay. Dit sê hy. Okay, ek sal gaan soek daar vir dit. En dan sal ek bietjie kyk hoe lyk hy. Ek sal vir jou foto's stuur van hom, kry. Okay. Maar ja, skakel in, dan sal jy hom sien as hy beskikbaar is. Dit sal net lekker wees om te sien hoe lyk hy, want jy moet my hart oopgemaak teenoor hom en ek weet nie eens hoe lyk hy nie. Jy het nie jou hart teenoor hom oopgemaak, jy op verder jok nou weer. Okay, ek was nie 100% eerlik nie. 100, jy was eers 50% nie, Eldien. Ek moes hom gesê het. Moenie dat ek nou weer my stem verhef. Nee, ek moes hom gesê het dat ek drink en alles. Ek moes dit gesê het. Ja, jy moet hom gesê het ek moet die mense respek het vir jou. Ja. Dan sal hy jou beter kon ingelig het, want nou het jy net vir hom 'n halwe waarheid gegee
dan kan hy nie vir jou halwe guidance gee Ja, na ware. Soos jy met hom die hele waarheid praat, dan kan hy vir jou die hele waarheid teruggee. Ja, plus dat ek eerlik was van die begin af. Dit is plaas, weet jy wat, net plaas. Ja, Kan net harder gewerk, maar plaas is groot. ja, dis waar. En dan kan ek versoekings vir my en alternatiewe vind om spanning te hanteer. Ek hoef nie by die pap te gaan sit om elke keer net om die edge af te kry nie. Ja, weet jy wat, nee, sorry ek weer daar interrupt. Fiksheid, oefeninge. My vrou het vir haar so 'n klein trampolientjie nou gekoop wat sy die huis vol spring weer. Ja. So probeer so iets doen as jy nou nie wil na 'n gym toe gaan of iets in daai lyn nie. Kry vir jou 'n treadmill of 'n bicycletjie wat se wiele nie draai nie. Trap net 'n bietjie af, raak ontslaaf van jou frustrasie so. Ja, ek het gesien, ek dink hulle noem dit 'n rebounder. Nee, ek weet nie. Rebound, jy weet soms ook besig met die rebound. Ja, so daai is eintlik die regte ding om te koop. Dan kan ek dalk so van my frustrasies ontslaa raak en my spanning Ja, en alles. in plaas van dat jou geld op drank uitgee, dan gee jou geld op dit uit. Ja, dis 'n goeie plan. En dan kan ek ook my hart oopmaak vir die Heilige Gees se leiding. Dis iets wat ek mee sukkel. En ek sukkel om my laste vir God te gee, want ek vat dit maar net weer terug. Soos ek moet daai movie kyk hierdie week. Okay, nee, dit is alles goed, Eldientjie. So vertel my nou 'n bietjie, as jy struikel, hoe kan jy dit gebruik as 'n leermoment en nie as 'n terugslag nie? Nie Wel, as 'n kruisiging nie. Nie as 'n steniging. ek kan fisies die struikelpunt ontleed en kyk wat dit gebeur het my laat val het. En dan, as ek dit kan sien, want jy weet mos, mense is mos maar blind vir jou eie foute. En dan kan ek bid vir krag om dit nie weer te laat gebeur nie. Dis hierdie werk raas vandag. Wonder wat gaan nie aan. Is besig om plumbing uit te sorteer of wat? Ag jong, die mensies moet mos almal maar ou geldjie verdien. Dis almal werk mos maar. Okay. Wel, en dan kan ek leer en aanpas en nie opgee nie, want ek dink daai is die belangrikste ding, om nie op te gee nie. Want dit is so maklik om te sien, okay, wel ek het geval en dan bly jy maar net lê. Maar as jy opstaan en jy vat jou goed op en jy loop en jy besluit ek gaan maak asook wat gebeur het, ek gaan nou maar weer vorentoe kyk en ek gaan weer op die Here vertrou en ek gaan maar net aanbeweeg en ek gaan nie bly lê nie. En ek kan jy kry daai woordjie vir jou by jou reg. Moenie weer op die Here vertrou nie. Vertrou op hom deur alles. Irrespectief. Ja. So vertrou op die Here irrespectief. Moet nooit jou vertroue op hom verloor nie. Ja, dink ek doen nie, Want maar hy sal nooit sy liefde van jou weghou nie. maar dalk is dit die duiwel wat my sê. Presies. So dit is. Presies. So ek moet net ophou om vir die duiwel te luister. Ag, dankie tog. Amen. Halleluja. Okay. Kan ek 'n amen kry daar op die skare daar buite? Okay, en dan kan ek dit deel met iemand wat my sal help om vol te hou. Iemand wat my kan verantwoordbaar hou. Iemand wat soos jy, iemand wat my sal sê. Ek dink Joel is die perfekte kandidaat vir daai. Ek sal 'n bietjie met haar gesels. Ja. Want vrouens praat tog in elk geval makliker met vrouens. Ja, nee? Ja, nee. So Eldientjie. Ja. Hoe kan jy jou fokus hou op Jesus se koms? Sodat jy gereedheid nie net 'n idee is nie, maar 'n lewenswyse en iets wat jy saam met iemand kan deel of met iemand kan deel of vir mense kan waarsku. Sjoe. Want kyk, weet jy gaan so groot getuienis nou kom lewer. Mense gaan verandering sien. En dan as hulle vra hoe het jy dit gekry? Hoekom het jy dit gedoen? Bla bla bla. Dan vertel jy hulle net die waarheid. Okay. Wel, dan kan ek dit prakties maak deur elke dag tyd te neem om te bid en te lees. En Wat nie jy net lees? Bybel. Okay. En dan nie net soos 2 minute nie. Dis wat ek meeste van die tyd doen nie. Ek moet tyd saam met God spandeer. Versies memoriseer. Ja. Ek het eintlik 'n baie mooi versie. Ek het mos nou vir my 'n nuwe Bybel gekoop. En ek het regtig 'n mooi versie. Ek het actually vir die Here gevra om vir my 'n versie te gee om my te help en vir my die Bybel mee oop te maak. En toe het die Here vir my hierdie versie gegee. Kan ek gou jou Bybel leen asseblief? Nee. Ek sê dis my app te gebruik vandag hier. Okay. Okay, ons psalms nou weer. En nie maar of van die Bybel. Okay, dankie. Ja, ek moet leer om hierdie boeke van die Bybel te leer ken. Dat ek nie so hoef te sukkel nie. Maar jy kan hoeveel tipe wyne ken jy? O, daar's baie. Wil weet, Chardonnay. Want jy kan hulle opnoem. Ja, natuurlik. Een van die dae noem jy jou Bybelteks ook so op. Dan moet ek maar vergeet van die wyntipes. Nee. Ja. My favorite is by the way champagne. Okay, kom carry on.
Okay, maar ek dink ek moet heeltemal ophou om dit Jy sien nou as jy nou klaar weer deur oopgemaak. Want ek kyk nou water in jou mond tot klaar weer. Sorry, ek het eers daaraan gedink nie. Wow. So maklik beïnvloed die duiwel jou, né? So vinnig trap jy in sy Binne, strik. ek bedoel ek het in my Bybel, jou Bybel wat ek nou oopmaak hierso en nou praat ek van wyn. Wat jy vir jou favorite is. Ja. Hoe interessant is dit? Hoe scary is dit? Ja, né? In elk geval. So dit is Psalm 70 en dis actually vers 5, maar ek wil gou die hele, ons net 6 verse, ek wil dit gou heeltemal lees. Seker. My tyd is jou tyd. Dankie, Chris. Ek het mos nie my eie lunchtyd nie. Jy vat eintlik as jy broodjies elke dag huis toe en dit wat jy nie huis toe vat en deel jy uit. Asseblief nie so hard nie. Kom mee. Dalk luister my vrou. Dink jy sy het afluister op Luister nou, ken jy nou weer van jou punt af. Okay, laat ons lees vir jou. Dawid bid God om hom gou te verlos. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid by die gedenkoffer. O God, maak tog gou om my te red. O Here, om my te help. En daai vers is so van toepassing op my actually. Nou dat ek daaraan dink van hierdie probleem van die verslawing en alles. En dan verder, laat hulle my lewe soek, beskaamd staan en rooi van skaamte word. Laat hulle wat behaai het in my ongeluk agteruitwyk en in die skande kom. Laat hulle wat sê haha, teruggaan vanweë hulle beskaming. Laat in u vrolik en bly wees, almal wat u soek. En laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is God. Maar ek is ellendig en behoeftig, o God. Kom tog gou na my, u is my hulp en my redder, Here. Vertoef tog nie. Dis actually so pragtige Psalm en so gepas op dit waaroor ons nou hierso vandag praat, né? En oor jou omstandighede of ek dink ook om almal se omstandighede, want weet jy almal sukkel met iets. Almal struikel, almal val. En daai is so bemoedigende woord en dankie dat jy dit met almal gedeel het ook. Ja, ek wil net weer vers 5 lees. Wat regtig dis die versie wat ek voel wat die Here vir my gegee het. Is laat in u vrolik en bly wees. Almal wat u soek en laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is God. Dis pragtig. En dit is, né? Groot is God, maar weet jy wat nee, ek dink soms verskoon tog. Soms besef 'n mens nie God se grootheid nie. 'n Mens maak soms God so groot soos wat jy dink hy is of soos jy wil hê hy moet wees. Al is jou probleem hoe groot, al is jou krisis hoe groot, God is groter as dit. Ons kan nie God se grootheid meet nie. Ons kan dit nie weeg nie, want dit is oneindig groot. Maar soos ek weer eens sê, ons mens doen dit soms om hom in 'n boksie te sit. En dit is die grootheid wat hy is. In plaas van om net te glo wat die Bybel vir jou sê. En dis wat ek ook doen met hierdie wat ek my skuld vir myself die hele tyd terugvat. Ja, en dan sê ons ag, Here kan my mos nie nou help. Ja, en dan dra ek dit vir myself, maar tog, daar het ek dit nou net gelees. Nou ja, graveer dit op jou hart. Ja, ek dink ek moet. Ja, nee, dis pragtig, Eldeen. So sê vir my. Ja. As jy vandag jou hart kan oopmaak, wat sê jy vir die Here wil sê om jou gereedheid te bevestig? Wel, omdat jy nou daai sekerheid kan hê. Wel, ek kan kom ek sê so, ek kan alles aan hom gee. Ek kan my probleme aan hom gee, ek kan my blydskap met hom deel. Ek kan alles doen. Ek kan God se leiding vra in elke besluit. Ek kan aktief reflekteer op my gedrag en my motiewe en ek kan myself herinner dat elke oomblik tel. En dan wil ek vir hom net sê dat ek hom vertrou en om my te lei en my te versterk. Ek wil hom vra om my krag te gee oor my versoeking. Oor enige versoeking, nie net hierdie versoeking van die drankie, maar enige versoeking wat ek het. Ek bedoel, kyk hoe maklik was ek nou afgelei net om net te gepraat het van wyn en drank en al sulke goed. Net so tjof. En my hele mind is af van ons gesprek af en terug by die wyn. Ek sê jammer, dit is hoe slinks die vyand is. Ja, dit is 'n eenvoudige vraagie, né? En actually het jy nie die vraag vir my gevra om vir my die antwoord te vra nie. Jy het my maar net maar getoets. Ja. Net omdat ek my Bybelboeke ken en die orde wat ek dit moet ken om dit makliker te kry nie. En dan wil ek God vra om my regtig krag te gee, maar om te vertrou op hom, op die krag wat hy my gee, dat ek vertrou dat die Here my krag gee. En ek wil
hom erken dat ek sy leiding nodig het om reg te wees, altyd. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, ek wil altyd weet dat God daar is vir my. Okay, al dinkie, nee, dis alles goed en wel, maar weet jy wat, jy onthou net een ding. As jy, dit is wat jy nou vra, glo dit. Ja, Moet dit nie net vra en sê, okay, ek het nou gevra, kom ons kyk wat gebeur nie. Nee, glo dit. ja ek dink dis wel ek struikel. Ek dink dis baie mense nogals struikel, ja. So, hoe kan jy jou vrese en twyfel vandag in geloof omskep? Sodat hulle jou nie meer weerhou nie en besig hou nie en wat struikel nie. Ek weet nie. Wel ek dink, ek kan my vrees en my twyfel erken en net weer eens op God vertrou en dit aan hom toe vertrou. Ek kan bid vir krag om dit te oorkom en ek kan praktiese stappe neem om nie weer terug te val nie. Ek weet nie wat se praktiese stappe nie, maar ek dink ek moet mense kry om my verantwoordig te hou. Vir nie Verantwoordig te hou. En elke keer as hulle sien ek is verkeerd, dan nie dat ek self goed genoeg is om dit te doen nie, maar as ander mense saam met jou is dit net makliker. Nou, dit maak ek net sê, kry die reg persone. Die mense wat jou nie gaan vertrap wanneer jy 'n fout maak nie, maar mense wat jou gaan ophelp. Ja, dis waar die probleem kom. En dan kan ek net nog my hart oopmaak vir die Here se vrede. En net dankie Jesus dat U in my lewe is. So dankbaar wees vir elke oomblik in my lewe en vir elke dingetjie wat hy my gee, want as mens net buite kyk en jy kyk na die pragtige weer wat daar buite is, hierdie wonderlike dag, dis lente, maar die dag is so mooi. So dankbaar moet ons wees vir al daai dinge wat die Here vir ons gee. Heeltemal reg. So Eldientjie, nou alles wat jy nou al geleer het, hoe voel jy nou oor jou eie gereedheid? Glo jy regtig dat jy vandag as Jesus kom gereed sou wees? Chris, daai is actually nie 'n baie maklike vraag nie, maar ek voel meer gereed as ooit tevore. Ek weet ek het my hart oopgemaak vir die Here en ek is besig om my lewe te probeer regmaak. Ek het daarom gister Vrydag by die Bybelstudie ingesluit, maar dit is obviously ek het gekies om soontoe te gaan en om nie by die pap te stop nie. Ek is besig om te probeer, maar die vraag is as Jesus nou kom, dan glo ek nie ek gaan gereed wees nie. Maar ek is bewus. Alweer nie. Want ek voel net in my hart ek is nog reg. Dalk is dit net die duiwel wat my laat tempteer. Ja. Bedroef maak. Ja, maar ek is bewus van my swakhede en ek vertrou op die Heilige Gees om my te lei en ek voel vrede dat ek elke dag 'n nuwe stappie neem vorentoe om volhoubaar gereed te wees. Ek werk regtig hard daaraan. Ja. Want ek wil nie agtergelaat word nie. Ek wil deel wees van God se feesmaal vir die kerk. Ek wil dit nie mis nie. Ons almal. So, Eldientjie, as jy jou lewe vandag op 'n skaal van 1 tot 10 beoordeel. 1 is swak en 10 is goed. Hoe gereed voel jy? Regtig. En waarom? Wel, ek sou sê dalk 'n 6 of 'n 7 of 'n 8, nader aan 'n 6 dalk. Want ek weet ons nog baie areas waar ek kan groei en beter kan doen, maar ek sien nie verandering in my hart en my dade, maar ek weet nie of dit vinnig genoeg gebeur nie en of die Here aanvaar dat ek hard werk daaraan nie, maar of hy dalk dink ek kan dit vinniger doen nie. En ek weet ek is nie perfek nie, maar ek voel dat ek regtig besig is om 'n bewuste poging te maak om alles reg te doen. En ek weet ek moet volhard en ek moet elke dag bewus lewe. Okay. So. Wat beteken oorwinning vir jou in hierdie stryd? Het sy jou sopie probleem of jou versoeking of die uitstel? Wel, oorwinning beteken dat ek nie langer 'n slaaf is van my versoekings nie. Ek werk hard daaraan. Ek kan bewus keuses maak en my lewe aan die Here se hande plaas. Ek kan vrede hê met myself en weet ek doen alles wat ek kan om reg te wees. Ek voel dat ek 'n lewe in gehoorsaamheid en volharding kan lei. Maar ek is nog nie daar nie. Ek voel nog nie dat ek regtig al besig is om dit te doen nie. Maar ek probeer regtig hard om daar uit te kom.
Okay, As dit sin maak wat ek vir jou sê. natuurlik. So, hoe kan jy die Heilige Gees vandag gebruik om jou lamp te vul in die moeilike tye? Of soos gewoon net vir vandag. Dan Want baie keer wat het ek nou vir jou gesê het, né? As jy kan reflect op wat ek nou vir jou gesê het. So, hoe kan jy jouself voorberei om jou lamp vol te hou? wel. Nou het ek jou vasgevra, want jy het nie geluister nie. Weet jy ek het nie geluister nie. Want jy kan my nie antwoord gee nie. Okay. So ek kan elke dag tyd neem om te bid en sy leiding te vra. Ek kan gedagtes en hartsoorte wat my aflei erken en in hom laat. Dinge wat dis net dinge wat in my lewe gebeur. Ek moet dit aan die Here oorlaat en ek moet leer om te let go and let God, soos jy altyd sê. En dan kan ek verantwoordelik wees teenoor ander en my vordering deel. Maar ja, soos jy gesê het, met die regte mense. Nie met mense wat op my gaan trap en al so dinge en gaan hulle verlustig en verlekker in my situasie nie. Ja. Ek het nie van tevore 'n drankprobleem gehad nie. Hierdie het nou maar net skielik op my pad gekom. Nee, maar ek dink jy sien dit nou eers as 'n drankprobleem. Ja, van tevore het ek dit net as ontspanning gesien. Maar nou het dit begin erger raak. Korrek. En ek kan prakties planne maak om nie terug te val nie en te vertrou dat hy my sal krag gee. So, El, dink jy nou, as jy nou so terugkyk na hierdie afgelope 2 weke wat ons nou besig is met die, né? Ja, Wat was jou grootste ontdekking oor jou verhouding met die Here? wel, eerstens het ek besef dat my verhouding met die Here glad nie goed is, hè. En ek het probeer regtig hard om Bybel te lees meer en alles, maar ek het ook besef ek kan nie alleen wees nie. Ek het geleer dat ek hom regtig moet toelaat in alles wat ek doen. En ek met die Here met my vreugde met hom deel, ek met my hartseer met hom deel, hy met my beste vriend wees. Ek moet net vir hom kan sê, Here, dankie, Here, help. Here, vandag was 'n amazing dag. Dankie vir die genade wat U gegee het. Dankie vir die wonderlike nuwe dag wat U vir ons gegee het. Ek kan net bietjie meer met my verhouding aan die Here werk en net alles met hom deel. En ek het ook besef dat elke dag tel en dat ek nie my kans kan uitstel nie, want as dit te laat is dit te laat. Soos jy gesê het, gaan nie spesifiek oor die wegraping nie. Die dood kan voor die wegraping kom. Of die dood kan nou kom of die wegraping kan nou kom. In ieder geval, ek moet gereed wees. Maar ek voel nou meer nederig en meer bewus van God se teenwoordigheid in my lewe. Ek is regtig meer bewus daarvan. Maar ek weet ek kort nog baie werk. Dit is pragtig. So sê vir my nou, hoe kan jy daaglikse gewoontes bou wat jou kan help om gereed te wees? Nie net vir die wegraping nie, maar ook om jou gees te groei en soos daai vrug van die gees, om dit te laat wortel skiet en vrugte kan dra. Ek kan daagliks my Bybel lees wat ek reeds doen en ek bid en ek kan nog tyd saam met gelowiges spandeer. Ek dink net ek doen dit te min. Ek dink ek sal eerder later lê en nie opstaan nie en dan net vinnig my Bybel lees voordat ek opstaan om te gaan werk. Ek moet bietjie meer my tyd beter beplan en ek moet net ophou om lui te wees en ek moet net vroeër opstaan. En dan kan ek verslag doen van my vordering aan iemand wat my verantwoordelik hou, soos jy. Ek kan vir jou kom terugvoering gee en sê, Hoe weet jy gaan nie 'n radioprogram begin met dit nie? hoe sal jy nou dit doen? Ek vertrou jou dan. O, okay. Sê van plan om dit te doen. Ek kan 'n boek skryf, Oor my en my dinge. maar ek sal nie Eldien daar sit nie. Okay. Dit is 'n saartjie, Saartjie. Hoekom Saartjie? 'n ander ou se blaartjie. Well, okay. Dan weet mos niemand nie, is jou skuilnaam. Ek kan noem jou van nou saartjie, Ek like Aldien. maar net vir die undercover. Want as jy nou in die straat loop, sê hoor jy nie Eldien van die radio nie. Ja, en dan? En dan wat gaan jy dan sê? Ek is Dan mos gaan Aldien. dan gaan hulle dalk vir jou sê, o, ek wil jou genooi vir ietsie om te drink, maar liewerste nie nou. Wat sal jy dan antwoord? Ja, dis 'n moeilike een. Nee, dit is nie moeilik nie. Ek kom ons koffie, Milo, Horlicks, lemoensap, koeldrank, woelemies. Sien drink. vir my gedagtes nou weer. Ja, nou ek gaan na 'n koffieshop toe. Ja, en daar's nie drank nie. Milkshake. Ek Ja. kan mos ietsie drink. Ja. Maar weer eens het ek aangeneem, nê? Assumption. Nee. Jy het nou eers gedink waar in die dorp loop jy rond en waar is die naaste pad?
Ja, presies wat ek gedink het. Sien jy hoe vinnig kan die vyand jou gryp? Ja. En ek dit was 'n doodenskuldige vraag en ja, die persoon het gevra vir koffie, nie vir drank nie. Korrek. Ja. Daai persoon behoort te wees, dat weet jy sukkel met dit. Ja, né? As hy nou so mooi na jou radiostem geluister. Ja. Dis kan ons dit doen nie. Ek sal hoor by Prof hulle, ek dink hy ken 'n radiostasie. Ah. Wel, dis mos Joy Radio. Jy het my mos klaar vertel van Joy Radio. Ja, Elgie. So versie vir my bietjie, wat beteken dit vir jou om elke dag te volhard? Selfs al voel jy swak of bang of moeg of moedeloos, voel of niks wil werk nie. Wel, dit beteken dat ek nie sal opgee nie. Ek sal elke dag stappe neem om reg te maak. Om te ophou om te verval in die dinge van die wêreld, soos wat ek nou net wou gedoen het. Weet jy, kan jy jou geraas stop? Ja. Weer verder gaan. Ek is so bly jy die woord gebruik opgee. Ek dink nou net so daaraan. As Jesus opgegee het, toe hulle hom kom arresteer het, voor sy kruisiging, as hy gesê het, nee, okay, los. As hy opgegee om vir ons sondes te loop sterwe, om ons sondes te gaan betaal, as hy opgegee het, waar sou ons vandag wees? Ek dink ons sou hier gewees het nie. Ek dink hierdie wêreld sou in 'n erger toestand gewees het as wat hy klaar is. Ek dink hierdie So as jy weer aan dit dink, om te wil opgee, dink daaraan, wat sou gebeur het as Jesus opgee op ons, of opgegee het op ons. Of ek onthou jy sê partykeer wat as God vakansie vat? Soos toe ek met vakansie wou gegaan het en ek het my Bybel ingepak het. Toe sê hy vir my ja. En toe sê hy vir my wat as God afvat? Net van God net 'n uur af, 10 minute. Ja, ek dink nie Ek dink almal verstik van organiseerstof. Ja, so as jy weer daai gedagte weer deur jou kop sien om op te gee. Herinner jou daaraan. Ek sal. En dan sal ek ook my vrese erken en aan die Here oorlaat. Ek moet regtig 'n plan maak met dit. Maar ek gaan. En ek sal vertrou dat sy krag sterker is as my swakheid en dat ek kan volhard. Ek sal besef ek kan volhard. Ek moet net op God vertrou. En glo. En glo. Dis belangrik, net so belangrik soos om te vertrou, is om te glo. So as jy dan nou jou vrese en jou struikelblokke en jou versoekings kan gebruik as motivering om gereed te wees, hoe sal jy dit doen? Ek dink ek kan dit as 'n herinnering gebruik dat elke dag belangrik is. Ek kan dit motiveer om my lamp vol olie te hou en nie uit te stel nie. En ek kan elke struikelpunt, elke struikelblok ontleed en daarvan leer. En ja, dit gaan my baie lank vat want ek het baie struikelblokke en baie struikelpunte. Ja, maar weet jy wat? Hoe oorkom 'n mens dit, né? Dis dieselfde soos ek eendag gehoor het. Hoe eet mense olifant? Ja, ek wil nie 'n olifant eet, maar hoe eet mense olifant? Stukkie vir stukkie. So dis wat ek met my lewe ook kan doen. Stukkie vir stukkie. Ja. Stukkie vir stukkie. Ja. Okay. En dan kan ek net op die Here vertrou om my te help om te oorkom en te weet ek is nie alleen nie, want ek kan dit ook nie alleen doen nie. Ek het God se hulp nodig. Dis pragtig. Okay. Dis baie mooi. Dankie, Chris. So, hoe gaan jy dit prakties doen? Om sê kom jou gereedheid toe na jouself en ander te bewys. Wel, ek kan nederig en opreg wees. En jy gaan op 'n chappie skou. Okay. Maar dan weet hulle mos jy steek iets weg. Okay. In 'n geval ek gaan probeer om nederig en opreg te wees. Ek wil vreugde ervaar en weet dat ek kan regmaak en ek wil bewus wees van God se teenwoordigheid in elke deel van my lewe. Ek kan eerlik my vordering met jou en met ander mense wat my ondersteun deel. Miskien, wat van as jy by die Bybelstudie een of ander tyd vra as daar mense wat getuienis het en dan kan ek 'n getuienis lewer. Ek kan dit doen, ja, maar jy het laasweek gesê jy skaam vir mense jy wil nie praat. Ja, maar hier is bietjie makliker want dit is nie voor mense nie. Ek sit voor my eie rekenaar en ja, ek is daar. Kan jy sien? Ja, maar dan is dit net makliker. Ja. Dis wat kan dit doen.
Okay, want Geen probleem nie. ek dink dis 'n plan. Ek wil jou net nie onder die bus ingooi nie. Ja, nee, ek moet asseblief net bewus wees dat jy dit gaan doen. Okay. En dan wil ek net graag my eie lewe beoordeel en vir myself en dink, wat sal God dink as hy my lewe so sien? En sal hy tevrede wees? En ek dink daai is die vraag wat ek nodig het om myself te vra. Sal God tevrede wees met my lewe soos dit is? Nee, dit is 'n baie goeie siening daai, Elvie. So sê vir my, hoe kan jy jou geloof en vertroue in die Here gebruik om seker te maak jy sal volhard? Nou, ek kan aanhou om elke dag op die Here te vertrou en vir sy leiding en vir sy krag. En ek kan bid en mediteer oor sy woorde. Ek kan as ene van die tyd ook praat oor meditasie. Ek vra maar net want dit is iets wat ek nie veel van weet nie. En so ek kan net weet of ons dit ene van die tyd kan doen, want vir my is meditasie hierdie mense wat daai mense wat so yoga doen en alles. Dis wat dit vir my beteken. Okay, ja, die ons gaan dit doen, maar weet jy wat, my lunch het is ook net 'n uur. Okay, ja, nee, nie vandag nie. Jammer. En dan kan ek praktiese stappe neem om nie weer terug te val nie. Ek moet volhard in my geloof, selfs al bly ek swak en bang. Ek moet weggaan van daai bangheid af. Ek moet aanvaar God is daar vir my. Okay, maar dan moet jy ook net een ding onthou, jy is nog steeds 'n mens, né? Ja. So as jy struikel, hoe kan jy dit gebeur om daai te leer? Eerder as wat jy dit sien as 'n mislukking. Wel, soos ek gesê het, ek kan my struikelpunte ontleed en sien wat my laat val het, maar partykeer nê, is 'n mens so blind vir jou eie foute dat jy nie besef dat dit 'n struikelpunt was nie. Maar jy sal dit tog in jou hart voel. Ek sal seker, Die né? Heilige Gees gaan jou herinner. Ja. En met jou praat. Ja. En ek kan leer en aanpas en nie opgee nie. Ek kan regtig probeer om daai wat my getrigger het om weer te drink, kan ek probeer om aan te werk. Ek kan dit deel met iemand wat my sal help om vol te hou. Iemand soos jy. Want ek kan sien jy's 'n regtig opregte mens en ek dink dis hoekom ek so maklik met jou praat, want ek kan jou vertrou. Ja, ek dink Weet jy ek is nie Judas nie. ja, wel ek sal nie weet nie, maar tot dusver het jy my nie in die steek gelaat nie. Okay. Maar dan kan jy weer vir my sê, maar Judas het ook nie die Here in die steek gelaat tot op nommer 99 nie, nê? Korrek. Nee, dis goed, maar weet jy moet net jou eie bewustelikheid hê Ja. oor jou situasies en mense om jou. Vra vir die Here om jou daardie wysheid en insig te gee, hè? Ja. So, Eldientjie, hoe kan jy jou vrese oor die wegraping in geloof omskep, sodat jy dit nie misloop nie en dat jy elke dag gereed sal wees? Ek is bang vir daai vraag, Chris. Maar ek kan dit erken en dit aan die Here oorlaat. Ek kan elke dag bewus leef en myself prakties gereed maak vir die wegraping. Ek kan my vrese gebruik as herinnering dat ek nie moet uitstel nie en ek kan God vertrou dat sy krag my sal lei. Mooi gestel, Eldientjie. So sê vir my bietjie, as die wegraping nou plaasvind, hoe sal jy wil hê met jou lewe wees? Ja, hoe wil hy seker hê hoe moet ek lyk en hoe moet God my kry op aarde? Ja, nie wat jy gaan wat jy gaan dra, wat jy gaan aan nie, hoor. Hoekom nie? Dis dit nie belangrik nie? Hoe weet jy sit nie in die bad nie? Nee, ek wil nie bad wees as die wegraping plaasvind Nou nie. ja, niemand gaan weet wanneer dit kom. Dan gaan ek mos koel wees. Hoe gaan jy binne voel? O. Sorry, ek het 'n blonde oomblik gehad. Alweer. Maar joh, ek hoop ek sien die bad as dit gebeur nie. Ek kan verseker wees, daar sal seker iemand ergens in 'n bad wees wanneer dit gaan. Ja, nee, maar dit gebeur alles mos op een tyd. Maar dan kry ons 'n nuwe kleed. O, so gaan ek koel nie. Kyk tog. Dankie Hy tog. liggaam van jou gaan ons nie hemel toe. Nee. Jy kry vir heerlik te liggaam O. Okay. met 'n skoon kleed. En Sure. dan hoef jy ook nie meer doeke te dra nie. Okay. Kom ons kyk. Ek wil nederig wees en opreg en vreedsaam. Ek wil nie in 'n pub sit as die Here kom nie, want dit gaan die verkeerdste ding onder die son wees. Ja, 'n pap, so moet nie gesyp wees. O. Okay, so ek kan maar pub toe gaan. Nie jy nie. Jy sukkel met dit. O. Okay, wel dan wil ek gereed wees om hom eerlik te kan ontmoet. Ek wil vrede hê met myself en ek wil weet dat ek alles in my vermoë gedoen het wat ek kon op hierdie aarde om my lewe reg te kry.
Want ek wil nie skaam wees of skuld dra nie. Ek wil hê die Here moet my vind reg, met my hart op die regte plek, my gedagtes en my mindset gefokus op die Here in plaas van om op wêreldse dinge te fokus wat ek besig is om te doen op hierdie stadium. So ek wil regtig probeer om my lewe uit te sorteer. Dis pragtig, Elodie. So, hoe kan jy jou geestelike vordering met iemand deel om volharding te verseker? Wel, ek dink nee, soos ek jou nou gesê het van die Bybelstudie, en ek het dit regtig geniet en ek het gedink, dit was lekker om Dr. Boysen te sien. Nou weet ek hoe lyk hy ook. Hallo, jy het dan 'n ding met hom gehad. Ja, maar ek het nie Ek het regtig hom in laat vlieg hier na toe om jou te kom sien. dis hoe my so bekend gelyk het. Ek jy moet sê alkohol verbrand jou breinselle. Ja, jy's reg. Ek onthou nou. Dis hoekom ek het gewonder hoe lyk hy bekend. Toe dink ek nee, dis maar net omdat hy julle bietjie na mekaar lyk. Nou onthou ek. Yes, dankie Chris. Ja nee joh, dit gaan net verby. In elk geval, so Dit oud word as ek. ja, maar ek dink as ek minder gedrink het, sou ek nie so aan geheueverlies gelei het. Ek onthou het ja. Ja, dalk was ek dalk Nee, wat 'n probleem gee dit ook nog, né? ja. Maar ek kan my struikelblokke herken en advies aanvaar en ek kan my vordering gebruik as motivering om vol te hou. Ek moet net aanhou en die Here net vertrou. Dis pragtig. So, hoe wil jy hê jou kliënte moet jou beïnvloed met daaglikse lewe? Ek wil bewus lewe en nie vergeet van die Here se teenwoordigheid nie. Ek wil elke keuse met sy leiding maak. En ek wil vrede en vreugde vind in elke dag. Ek wil 'n lewe lei wat ander inspireer en om ook gereed te wees. Ek wil 'n voorbeeld hê, soos jy altyd sê, ek wil my lig laat skyn. Ek wil hê mense moet sien ek het die Here in my lewe. Hulle moet nie my daar in 'n pub kry nie. Hulle moet my hierso sien en sê, "Wow, daai is 'n kind van die Here." Dis wat ek graag wil hê. Daar's mos daai liedjie iets van dat jou lig skyn vir Jesus. Ja. Maar ek wil so wees. Ek wil hê mense moet kan sien ek is 'n kind van Jesus. Dis pragtig. So Eldientjie, weet jy die laaste vraag dink ek vandag, né? Ja. As ons bid en jy jou hande opsteek en jou hart oopmaak vir die Here. Wat sê jy vir hom wil sê? So ek het so baie. En ek dink ek moet begin om vir hom te sê dat ek 'n sondaar is en dat ek hierdie drankprobleem het en Wees my sondag genadig. ja, wees my genadige sondaar. Dit het ek nodig om vir hom te sê. Want ek maak soveel foute en ek wil regtig nie agtergelaat word nie. Ek kan nie die wegrapping mis nie. Ek wil dit nie mis nie en al sulke dinge. Ek kan nie. Dit is net rarig vir my iets wat ek nie kan mis nie. Maar in elk geval, ek wil hom vertrou om my te lei en my krag te gee. En ek wil vir hom vra dat ek sy leiding nodig het. En ek wil hom eerlik ontmoet sonder skuld of skam, sonder dat ek nodig het om sleg te voel vir die dinge wat ek verkeerd gedoen het. Want ek het klaar vergifnis vir die Here gevra. En ek wil net probeer om ophou met die dinge wat ek verkeerd te doen. Dat die Here se vergifnis nie verniet is nie, want dalk vra ek hom 'n miljoen keer om my te vergewe vir dieselfde ding wat ek verkeerd doen. Maar wat van 'n keer net na 'n miljoen wat hy my nie vergewe nie? Wat van as dit dan te laat is? Nee? Goeie vraag. So ek wil gereed. Dit gaan ons nie te laat wees nie. Jy gaan ons gereed. Ja. Eldientjie, dis baie goed. Ek wil ons gaan hierdie pad nou saam met jou stap. Ja, ons gaan al die struikelblokke vir jou oorkom. Om in geloof van ons stap, van hande vat en ons gaan glo vertrou op die Here. Hy sal ons nooit teleurstel. En weet jy, ons gaan in gereedheid leef. En as ons in gereedheid leef, dan bring ons ons nader aan die Here. En dan weet ons is reg vir wanneer hy kom. Ja, dankie Chris. Dankie dat jy bereid is om hierdie pad saam met my te stap. En dat jy regtig dat jy omgee vir my as mens. En my lunchtye opoffer. En jou lunchtye opoffer. Ek waardeer dit meer as wat jy ooit Dis sou alright, besef. ek moet in elk geval die eet, so as ek nie eet, is dit fyn. Jy's dan so maar. Hey. Okay, Eldientjie, kom ons voor jou weggaan tot ons Ja, sluit af. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons gehad het. Om so om u woord te kuier. Here, help ons om regtig so te lewe dat ons lewe in afwagting, dat ons gereed sal lewe.
wanneer daardie groot dag aanbreek, wanneer ons verlosser ons kom haal. Hier ons loof, ons prys en ons dankie daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Ons sy vriende, ek hoop julle het dit so geniet soos wat ons het geniet het en regtig as daar enige onderwerp is wat julle graag wil hê ons moet bietjie oor gesels of bietjie wil uitbrei of iets, laat ons asseblief weet. My nommer is 083 232 2442 en Eldientjie se is 08292494458. Jy kan ons ook op YouTube kry by JC Administration en ja, as julle enige van die episodes gemis het, hulle is almal daarso. En ja, as julle regtig as julle ietsie soek om wat julle wil hê ons moet meer uitbrei of wat julle oor onseker is of oor julle vra het, stuur dit gerus in na die ateljee toe of op die YouTube kanaal of julle kan ons op 'n Sondag by ons kerkdienste kom bywoon. Pastoor Chris Boysen preek regtig pragtig. Dis by 90 Amsterdam Hoek, Rylaan, Blouwater Baai. Port Elizabeth, hallo. Port Elizabeth, ja nee, Port Elizabeth. Nie vergeet nie, dis die belangrikste deel van alles. Ja, dankie dan vriende. Ons hoop regtig om van julle te hoor. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.